ek het julle beloof om te sê ek gaan gesels met 'n man. En hy is soos hulle sal sê 'n jack of all trades, maar ek gaan nie so baie nog met hom van sy goed gesels sê. Ek wil hy moet vir julle vertel. Ek gesels hier natuurlik met Darian Adams. Hallo Darian. Hallo Auntie Abida, Hoe hoe gaan dit gaat met het? jou? Nee, kan niet klaar, nee. Het is lekker Sarah hier en ik ben excited voor die dag. Hoe gaat het daar? Ag nee, ons sê dankie, ons leef man. Darian, Hmm, luister, sy's mos nou 'n danser en sy doen so 'n klompie goed. Maar ek het eintlik hmm. veel genader om te hoor by jou waar ek sien sy maak sommer die strate toe daar in Menenberg en dan sit sy nou sommer 'n groot skerm maak sy en sit sy op en laat almal nou sommer lekker kan movies kom kyk. Vertel vir ons se luisteraars 'n bietjie van die hele storie. Oké, die hele story is, ik heb in 2023 mijn eigen company begin. The AIM Society en AIM staan voor Art in Manenberg. Okay. En ja, als een professional danser wil ik net klomp goed te doen het in Manenberg. Ik heb altijd geweten dat ik wil terugkomen naar de community toe, waar ik opgegroeid heb en ik wil teruggeven, ik wil art brengen. En het net share met die mensen, because ik weet het maakt een groot impact in mensen's levens, want het is een groot impact gemaakt in mijn leven. In 2023 toen register ik voor AIM en ik heb altijd geweten dat als ik een danser is, ik wil aan de mensen moet various art experiences hebben in de community. So film screenings en dansprogrammes was nou die mijn ding van ik het gewerkt in film festival organizing. En toen zei ik, oké, wel, het is iets van as 'n jack of all trades wil ek klomp te geleer het in die arts-industrie om terug te bring om multi-skill te wees. En om te weet dat het sal 'n impact maak in die community. Toe begin ek vir AIM en toe ek het elke jaar Desember het ek 'n groot film screening gehad met local films. En toe ek terugkom die jaar van 'n touring project in Germany, toe sê ek kan nie meer wag vir die einde van die jaar nie. Ek gaan nou net 'n poppentjie aansit en ek gaan nou net as ek maak, you know what, doen die ding. En toe ek sal net daai eentjie gedoen het en toe ons het begin het en toe realize ek maar dit is nou iets wat ek moet consistently doen. En toe so we stayed. We just said, okay, right, you must just find the right spot for it to work volgens met die ligte, sodat ons 'n donker spot kan kry. En ja, met AIM division is om different artistic experiences and different formats te introduce naar de community en ons sal toets en kyk wat hier in 'n werk, wat hier nou kan ons improve aan, om verseker te maak dat art contribute naar die culture van Menenberg. Okay. Nou vertel gou vir my, hoe maak jy die groot skerm? Want kyk, dis mos nou buite. Ja. So ons het begin met 'n bedsheet wat nou geroer is. Okay. En toe kry ons 'n PVA skerm van 'n company in Epping. Nice. So ja, ons kap hom vas, ons kap die speakers vas en hang hom op die speakers, so die speakers is nou nog daar. En dan kry ons die community en die kinders om dit op te set, van ek het vir almal gewys hoe, sodat hulle kan dit self doen. En dan daar's like jy sellotape een kant, jy tape hoekie een kant om die toe en die ander se hek en die ander se matte en die matte. Almal is involved. Ek sou dis staan ek net doen niks en dan hulle ken die setup en is baie simpel. En dan doen ons dit. Ja, die skerm bly vas, is 'n groot 4 meter by 3.5 meter skerm. It's not a professional screen yet, but it's a working screen, but also a beautiful picture gee. Ja. I can just imagine. En daarin sê gou vir ons, waar sit jy nou so lekker die groot skerm op vir hierdie movie night? In Tuimspoort Manenberg. Ek bly in Tuimspoort Manenberg en is in die patte. Ja, 'n public screening is nice want dit maak film accessible vir die mense. Enigiemand verby loop, verby ry, verby kan sit, kan kom staan en kyk die movie. Die kinders is buite. Ons almal is net mooi secluded in een spot en kyk 'n movie, you know? Okay, sure, nice. Nou daarin baie mense gaan nou ook sê nee, maar dis gevaarlik aan Menenberg. Hoe kan jy 'n ding so in die straat hou? Wat is jou opinie daaroor? Hoekom nie? Hoekom nie? Yes. You know, alles exists. Good and evil exists in the world, and I've accepted it. I've made peace with it.
ek dink nie 'n movie sal alles change nie, maar ek dink dit maak 'n difference in the way ons lewe, because yes, Manenberg has violence, but when you play the movie, immediately everything goes silent. You know, the people are very respectful. You know, hulle het net iets gemaak wat dit gaan spark. So wanneer die movie net wanneer ons hulle comedy movie goede, dan alles change. Alles change die party music gaat sag, want dit is op 'n Sarah. At least in my party music gaat sag. You know, if there's any distractions, the people are taking care of us. Hulle sal dit remove, that you know. Van daar is klipgooiery wat gebeur hier en dit gebeur op die hoek naby waar ons skree, you know. But immediately is daar immediate action by die mense vir dat hy klipgooiers uitdryf because hulle kan ons kyk 'n movie. So, yeah, it exists, maar hoekom kan ons nou nie 'n difference maak nie en nie allow that die circumstances your action define it, you know, because ek is al baie mense gesê, it changes the violence, but because the violence starts very young, it's what so safe, it's what so your whole nervous system so calm, just because everything becomes calm in the community. It's a good thing, it's a good moment, and what we must do is try our best to insert claw moments van dit, you know, because it makes a long-term impact on the heart and the mind and the system that is so tense in the communities that we live in on the Cape Flats and in South Africa. So, yeah, let's skip en ons kyk movies. That's good. Nou, Darren, as ek nog gou mag vra, julle is dan nou in die pad, né? En dan, soos jy nou genoem het, enigiemand wat verbystap of verbyry kan kyk en so aan. Hoeveel movies het jy nou al opgesit al dusver? 2025 was about 15. Was it August begin en ons het elke tweede Sarah gedoen, but there was ander extra ones in between deur die school holidays, as ek goed ja. So there was a klomp en nou vir die jaar het ons nou 'n schedule because ons het nou laas week begin, as nou nie een die weekie en dan as een volgende week en so gaan dit aan vir die hele 2026. Nou okay, ek het getel, but there's about ek kan imagine, as dit van verlede jaar is, dan moet dit al 'n hele paar as dit dan as dit op 'n Saterdag en so aan. So, wat vir tipe van movies is dit wat jy speel? Want ek meen daar is mos nou kinders wat ook betrokke is. Ja, so as iemand wat in 'n film festival organizing gewerk het professionally, verstaan ek dat the laws around showing people films. So all the content wat op screen is animations, that's child friendly. Ek kyk dit eers voor ek dit screen, sodat ek kan sien hoe dit lyk, as die picture quality okay, van ek weet hoe gaan lyk op die screen. So screen family friendly films en dan sal ek every now and then my eie dansfilm screen of ek het nou vir ons eerste screening die mini documentary wat ons gemaak het vir die event at die einde van op die 6de Desember gewees het. So die kinders het hulle self gesien op die screen. So a varied amount of films wat family friendly is and not too violent. Just because it's not legal to screen things that have age restrictions and then dat kan almal kyk, you know, so ons try om dit inclusive te maak vir baie mense. 'n video van 'n ander Chobisa film and it's, you know, we trying to broaden it out, especially nou die jaar met meer local films wil ek hê, meer feature local films wil ek hê. To bring in more diverse films, like the movie night for the kids will always stay, but as nou an additional documentary is, by the filmmaker will conversations here, sal ons dit kan curate, for that particular screening. Okay. Like there's a couple of collaborations that I'm talking to about filmmakers and was figuring out hoe my public screening format te hou while having conversations with children. So ons maak net die sin van die methodology. Maar ek dink dit gaan werk. Ons moet die aim is doen die ding and you see how it goes and you learn and you always improve. That's amazing. Maar kyk jy toe nou ook al aangedink al miskien om dalk miskien hulp te vra van government om dalk miskien deel te wees van julle projek en kyk hoe jy dit kan verder uitbrei?
Yeah, of course, they are. So met AIM, ons launch nou die dansskool Ja, vir die jaar, nou die 7de February, so daar's 'n fokus op daai, daar's 'n fokus op die screenings. ja. So, yes, I have sent my applications through Okay. to the bodies that be. Hmm. And if they accept, they do. But there's something that's very important to me is that yes, we can apply for funding, but ek is ook in conversation met baie van die community mense om te sê hoe kan ons self resourceful is om dit te continue, you know, and die systems in plek sit vir transparency and community solidarity and community fundraising. So that ons nie net 'n bietjie stuck raak and oh, we don't have money, the government is not giving me money. It's yes, we don't have the money. Yes, but this is what we can do to Ja. keep this going, you know. Okay. So I have sent it out Okay. for the school and for the form screenings. And we see how it goes, you know, but the mission is a up. Ek wil nou net sê, en ons moenie altyd dink dat ons nie die geld het dat ons nie 'n ding kan doen nie, né? Exactly. Daai's nog 'n storie. Maar dan is voor ons gou amper gaan afsluit. Jy's dan ook 'n danser. Vertel vir ons se luisteraars 'n bietjie van jou dansery en hoe, want ek piek so nou en dan sien ek net hoe gooi daai Darry en daai storie. Vertel ons 'n bietjie. Ja, ek is 'n professional contemporary dancer. Ek het by UCT gestudy, History School of Dance, en toe gestudy ook by Jazz Art vir nog 3 jaar. En toe werk ek in die company vir 2 jaar en hier by 2019 toe sê ek gaan begin te freelance. Okay. En ek perform dance, ek perform theater, ek perform some actors. By ek het nou net onlangs 'n tour gedoen saam Brett Bailey, wat in Europe perform gewees het. Yes. Vir sy show. Ja, en ek doen nou multiple exhibitions. Ek perform in installations. Ek maak my eie art. So currently now is ek 'n Pina Bausch fellow. Pina Bausch is a dance pioneer. Ja. And it's second South African in the world to get that fellowship. En mense apply van reg oor die wêreld. 360 mense het geapply uit 64 countries en hulle het net 5 pikkies. So op die oomblik research ek the colored loved reality story and loved reality through movement en om 'n taal language, physical language te maak van ons storie sodat dit nie Western of European language is nie, dat dit van ons afkom. So ek spend nou tyd met hy as 'n professional theater maker en dance maker en choreographer. Maar ek dans aan 5 en ek dans begin in die kerk en toe gaan ek by Alexander Center om dans te vak te doen en toe gaan study ek agterna. Klomp plekke gedans by die kliniek, by Artscape, by die skool, aan die pad. Ek worry nie so lank iemand die kinders kan sien. Die kinders is Solank jy kan besig hou. Ja. Sê gou vir my nou om ons nou te kan dans en so aan, moet jy ook mos nou baie oefen en dan ook fit wees. Wat doen jy alles nou om hierdie so mooi agter mekaar te hou? So ek staan op 6 o'clock, ek journal for mental fitness. Ja. For an hour, stream of conscious. Okay. En dan gaan jog ek 7 o'clock tot 8 o'clock op die VL hier in Menenberg. Lekker. En dan kom ek trek aan, ek maak my gereed en dan gaan ek na die studio toe, die saal wat ek practice. En dan doen ek 'n uur en 'n half Pilates, body conditioning op my eie en dan gaan ek aan met my rehearsals. So that is my schedule. Om fit te bly. Ja. Nou dan ook dan die soos hulle sal sê die crowd, wat noem hulle dit? Kom nou net lekker by die there you go. Kies jy dit self uit of weet jy presies wat jy wil doen of kry jy leiding van iemand hoe om dit te doen? Ek improvise baie. Because that's a way dat ek in my body inkom. Ja. En dan sal ek die movement kies based op wat ek wil sê. En dan sal ek, as ek nou meer information gaan kry, sal ek gaan research, sal ek gaan lees, sal ek foto's kry, different types of inspirations om die storie te vertel. Maar ek maak mainly die movement eerste en dan agterna, midway in die proses, sal ek nou vir iemand vra om in te kom om 'n opinion te gee. En hy persoon wat ek inbring is nie necessarily 'n danser nie, maar is iemand wat nou 'n auntie, 'n uncle of iemand wat acting doen, iemand wat film doen, you know, because a different opinion makes sense. Meer as 'n dans, en 'n dans is vertel van 'n dans en hy persoon bring in by die einde. Maar ek doen alles self. Ja, ek is capable en sterk genoeg om dit te doen. That's amazing, that's amazing. Darren, wil jy dalk miskien vir ons 'n jong span net los met 'n paar mooi woorde daar asseblief? Wat ek sal sê is dat
life has a lot of challenges and often baie kere dan voel ons nie ons kan rise to the challenge nie. God and Allah, whoever you believe in, has put something in your life that is meant only for you. En ek het nou 'n boek gelees wat sê as Auntie Pida nie die radio station doen nie, as ek dit dans nie, dan van ek en Auntie Pida en ander mense impact in nog 'n persoon. Hy is soos 'n life's purpose. So as jy iets gaan doen vir jouself, dan is daar iemand wat uitgaan mis van wat jou gift uitgaan mis van hy persoon rely op jou om hulle lewe te inspire. You know, so we all play a role. Ons almal speel 'n rol. So doen wat jy wil doen wat jy moet doen because you're changing lives just by going out in the world and chasing your dream, you know. Ons maak hier vir jou in die wêreld. Okay. Darren, ek sê vir jou baie dankie. Dit was baie lekker om met jou te gesels en om presies uit jou mond uit te hoor hoe is die movie nights en hoe is die dansery wat jy doen. Ek sê vir jou baie dankie. Alles van die beste en 'n mooi dag verder, hoor. Dankie Auntie Pida, was lekker te gesels. Lekker dag. Selfde, dankie. Wel, dit was dan nou natuurlik my gas, Darren Adams.